Jy moet nie dink jy sou anders opgetree het as een van Jesus se disippels nie. Of sou jy? Kom ons kyk. Hoe sou jy en ek reageer as ons rabbi, ons leermeester, aan 'n kruis vermoor is? Eerstens, ons verstaan nie hoe die proses verloop het om in Jesus se tyd 'n disipel te kon word nie. Joodse seuns het vanaf 5 jaar die Torah begin leer, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat ook as die wet bekend staan, en sommige dele moes hulle uit die kop ken. Vanaf 10 kon hulle vorder na die ander geskrifte soos die profete en weer eens dele daarvan memoriseer. Elke keer was daar 'n streng siftingsproses en net die topstudente kon vorder na die volgende vlak. Teen ongeveer 13 tot 15 jaar moes jy wys, jy verstaan nie net die tekste nie, jy kan soos die rabbies dit interpreteer. Hier het die meeste seuns opgehou. As jy dan vir jou 'n rabbi gekies het om onder te studeer, het hy jou uitgevra en uitgevind of jy as jong man die wet getrou uitleef. Dan vra hulle vrae soos, kan jy soos ek dink? Kan jy uiteindelik soos ek word? As jy nie goed genoeg was nie, was die antwoord basies, gaan huis toe en leer 'n ambag. Al Jesus se disippels was gewone mense, ambagsmanne, vissermanne, en boonop het hy 'n baie ongehoorde styl gehad en het hy selfs 'n paar vroue disippels gehad. In daardie tyd sou niemand hulle so noem nie, dit was ondenkbaar. Maar was dit nie juis die vroue nie, wat op Golgotha by Jesus aan die kruis gebly het, saam met Johannes, totdat hy gesterf het en sy liggaam van die kruis afgehaal en in Josef van Arimatea se graf neergelê is? So my vraag is, sou ek en jy as een van Jesus se disippels destyds anders opgetree het? Hoe sou jy gereageer het nadat jy as 'n student wat as jong man nie al die toetse geslaag het nie, toe jy nie 'n rabbi kon gaan kies om te volg nie, toe kies hierdie buitengewone anderste rabbi, Jesus van Nasaret, jou, en hy roep, volg my. Sou ons vir ten minste 3 jaar saam met hom omtrent 6000 kilometer te voet afgelê het, hoofsaaklik tussen Judea en Galilea, somer en winter, 30 plus dorpe besoek het, deur gevaarlike vyandige gebiede gereis het, soos Samaria, waar Jode beslis nie welkom was nie. En sou jy hierdie verstommende, fantastiese, buitengewoon liefdevolle rabbi, wat tallose wonderwerke gedoen het, die een wat na omtrent 3000 jaar uiteindelik as die Messias opgedaag het, sou jy hom ernstig opneem, toe hy nie minder nie as 3 keer uitdruklik vir sy groep van 12 studente verduidelik het, dat hy binnekort sou moes sterf. In Matteus 16 vers 21 en 22 lees ons sy eerste aankondiging. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak, dat hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners, en doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Petrus het hom eenkant geneem en hom begin te regwys. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Sou jy anders opgetree het as Jesus se disippels? As Petrus of Judas Iskariot of Thomas? Of weggehardloop het van die leë graf af soos die vroue op die Sondag? Dink vandag vir 'n paar minute in stilte hieroor na. Hoe 'n soort disipel sou ek gewees het? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u ten spyte van u disippels se swak geloof die pad end uitgeloop het, die beker leeg gedrink het, terwille van ons. Dankie dat u die prys betaal het, en dat u ons straf op u geneem het, sodat elkeen van ons ook nou vandag u disipel kan wees. Ons prys u daarvoor. Amen.